Ek wil vir jou woord bring uit Matteus 26. Die kernteks is vers 30. Maar kom ons lees vanaf vers 26. En terwyl hulle eet, neem Jesus die brood. En nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan sy disippels en sê: neem eet, dit is my liggaam. Toe neem hy die beker en nadat hy gedank het, gee dit aan hulle en sê: drink almal daaruit. Ja. Daar is 'n groot kern. Amen. Drink almal daaruit. Nie net 'n paar nie. Ja. Almal. Amen. Want dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sonde. Amen. Ek sê vir julle, ek sal van nou af nooit meer van hierdie vrug van die wynstok drink nie, tot op daardie dag wanneer ek dit met julle nuut sal drink. Dit is kosbaar, nee, dit is baie boodskappe. Amen. In die koninkryk van my Vader. Hier is my kernteks vanmôre. En nadat hulle die lofsang gesing het, het hulle uitgegaan na die Olyfberg. Ja. Nou broeders en susters, die geleentheid het plaasgevind vir die laaste Pasga wat ek nou net vir u gelees het. Ja. En dit was saam met sy disippels, maar die kern was van hulle wat saam met hom geloop het en gewandel het vir 3,5 jaar. Amen. Dit was voor sy verhoor en voor sy afsterwe. Hy was op die punt om in groot lyding en smarte deur te gaan. En tog laat hy hulle 'n lofsang sing. Voordat hy gekruisig moet word. Voordat hy sy lewe aflê. Ja. Voordat hy gegeesel gaan word. Voordat hy bespot word en gehoon word en geslaan word en gevloek word. Amen. Hy het geweet dit was op pad. Maar hy sê vir hulle, kom ons sing 'n lofsang. Ja. Kom ons bring 'n lofsang. Want sy oog was nie gefestig op sy lyding nie. Amen. Maar sy oog was gefestig op dit wat na dit sou gebeur. En daarom vanmôre, al gaan jy deur watse probleme, daar is blydskap in Jesus Christus. Dankie, Here. Elke kind van God het blydskap. Amen. Ek sit daar kom 'n gedagte by my op vanmôre, wat iemand praat van Paulus, die gevangene van Jesus Christus. Nou Paulus was op daardie stadium nog nie in die tronk nie. Amen. Maar toe kom daar 'n bruising in my siel. Ja. Here, kan ek nie ook 'n gevangene wees van Jesus Christus? Amen. Die tralies van my tronkdeure is lofprysing, is goedheid, is liefde, is genade, Amen. is heerlikheid, is redding, Amen. is verlossing. Die tralies, ek is nie omring deur dit wat die duiwel het, maar ek is omring deur die teenwoordigheid van God die Almagtige. Ek is omring deur 'n salwing, ek is omring deur Jesus homself. Dankie, Here. Ek is dankbaar, ek wil sê vanmôre saam met Paulus, ek Nathaniel Botha, 'n gevangene van Jesus Christus. Amen. O, halleluja, my hart raak so bly as ek daaraan dink, net om te weet, ek is gevang deur die Here. Ek is gegryp deur die Here. Ek is vasgevang deur die Here. Hy het my nie weggegooi nie, maar hy het my opgetel. Hy het my nuut gemaak. Hy het my sy kind gemaak en my naam is geskryf in die boek van die lewe. En hy laat hulle daar 'n lofsang sing. En Jesus sê, hier, deur die voorbeeld wat hy as meester vir ons agterlaat, deur te sing
of ons te verbly in hom. Jy moet baie keer mooi luister na die woorde wat ons sing. Ek dink nou net spesifiek aan 'n vinnige koortjie. O my siel wees bly, daar's verlossing naby. En die hemelse kleed sal jy dra. Ja. Wees getrou en waar. Amen. Getrou en waar. Halleluja. Ons moet let op wat ons sing. Want deur ons koortjies bring ons lof aan die Here. Maar is ook baie keer 'n gebed, dis 'n smeeking, dis 'n vraag, dis 'n uitroep. Here, hier is ek, sien my raak, ek het U nodig. Daarom is dit vanmôre belangrik om te weet, toe Jesus hulle uitvat en sê, kom ons sing 'n lofprysing. En dit was by die laaste Pasga. Hulle het nie meer getreur nie. Hy het nie toegelaat dat hulle treur. Hy het gesê, julle moet bly wees, want hierdie is die laaste myl van die pad. Hier is die laaste stryd wat ek gaan stry. Hier is die laaste stukke wat ek hier op aarde gaan deurgaan. Maar na dit is daar heerlikheid. Na dit is daar 'n opstanding. Na dit is daar 'n wegraping, is daar 'n opvaring. Na dit dan stuur ek die Heilige Gees. Dis dit nie vanmôre wonderbaar. Amen. Kom ons sê 'n bietjie amen. Ek wil vinnig 'n skrifgie net hier lees. Ek het dit laasweek met van die broeders hier buite gedeel in Deuteronomium. Nou hierdie is nou vir die ouens wat vleis braai en wat hou van vleis braai. Amen. Maar ek gaan nie praat oor vleis braai nie. Hy sê in vers 20: As die Here jou God jou grondgebied uitbrei, soos hy jou beloof het, en jy sê ek wil vleis eet, omdat jy lus het om vleis te eet, dan mag jy dit hartelus doen. Nou, ek wil nie praat van die lus het om vleis te eet nie. Ek wil jy moet lus wees om God te dien. Ek wil jy moet lus wees om kerk toe te kom. As jy nie lus het om kerk toe te kom nie, hoe kan jy lus wees om hemel toe te gaan? Ja. Wat sê? Amen. 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 Want hier word jy geleer. Hier kom sit aan die voete van die Here. Hier kom deel ons met mekaar. Hier vermaan ons mekaar. Hier bemoedig ons mekaar. Hier kan ons hande op mekaar lê. Die TV kan nie hande op jou lê nie. Amen. Jou foon kan nie hande op jou lê nie. Maar as jy by die kinders van die Here is, dan is daar 'n opwelling van die teenwoordigheid van God. En ons kan sê, Here, ek het lus om U te dien. Ek het lus om hierdie pad te loop. Ek het lus, hoekom? Want my sonde is vergewe. My sonde is weg. Jesus het dit weggevat. Amen. Ja, kom ons sê 'n bietjie amen, man. Ons is nou kom staan. Ja. Jesus sê hier, alles die omstandighede teen ons. Nou ek dink nie almal se omstandighede is vir ons. Ja. Het jy die stryd gehad? As jy nie het nie, dan is jy 'n engeltjie. Amen. Dan is jy 'n vuurtjie. Dan vlieg jy hier in die lug rond. Wie het probleme gehad, wie het krisisse gehad? Ja. Ons almal het dit, ons is mens. En dit is hoekom Jesus gekom het, om ons as mens te kom red. As mens op te tel, om mens as mens vry te maak. En al was hierdie omstandighede teen Jesus, wat ons van preek, né? Ons preek Jesus. Baie mense wil Jesus net preek om geld te maak. Hulle het 'n probleem, daar gaan nie geld maak, jy wil wees nie. Hierdie Jesus gee vrymaak, gee redding. Dis asof hy sê, hier by hierdie tafel, ek is julle singende meester. Ek sou dan nog gelyk het om te hoor as Jesus sing. Ons het, die Here het ons al allemaal mooi stemme gegee. Pragtig, ek hoor as jy die stemme begin sing, dan sê Here, ek wens ek was nog 20 jaar jonger. Maar as, ek wens ek kon Jesus hoor sing. Ons het net gelees van die gelykenisse, van sy bergpredikasie, van die woorde wat hy vir ons gegee het. Ja, ons weet van dit. Maar ek wonder, Jesus moes gesing het. Want hy sê, kom laat ons 'n lofsang sing
En ek glo nie, hy het stil gebly, dat die disippels alleen sing nie. Ek dink hy het saam gesing. Ek weet nie wat sy stem hy gehad het nie, maar dit was 'n goddelike stem. Dit was 'n kosbare stem. Hy sê, ek is julle singende meester. Kry julle musiek reg. En dit is my kosbaar as in die Ou Testament as die volk by mekaar kom. En as die Here opdrag gee aan die koning of aan die profeet en sê kry almal by mekaar, dan is die voorsangers opgestel. Dan is die mense wat musiek maak opgestel. Hulle moes eers daar wees en dan het die volk gekom. So ek wil vanmôre sê kry jou musiek reg. God wil so 'n bietjie 'n dingetjie speel op jou hart, op jou gitaar, op jou orgel, op jou hart, op jou lewe. Kry jou musiek reg in die teenwoordigheid van die Here vanmôre. Amen. En dan baie keer is asof Jesus sê, my sterwende stem sal julle lei. Nie teenstaande die smarte wat op my wag, ek sal julle hoofmusikant bly. Halleluja. Dankie, Here. Daar's 'n ander skrif wat praat van Dawid, toe die harp so speel en hy sing in die nag, het hulle hom genoem ook die soetsanger van Israel. Ek wil vanmôre sê, Jesus is die soetsanger van my lewe. Amen. Halleluja. Amen. Wat is hy vir u? Wat beteken hy vir u? Net hierdie lofprysing. Here, ons is so gewoond om te kla en te moan en te groan. Ag, en ons weet nie wat, maar God sê kom net aan my toe. Dankie, Here. Kom net, bring net jou laste, kom so hier neer. Amen. Ek sal jou lief maak. As daar ooit 'n tyd vir Christus was om in trane uit te bars, was dit daar aan daardie tafel. Amen. Dit is so. Waar? Om homself leeg te huil vanweë die stryd en die pyn en die probleme wat aan sy kant toe kom. As daar 'n tyd was vir hom om bedruk te wees, was dit by daardie tafel. Ja. Dat hy alleen nou wees. Dan was dit ook by daardie tafel waar nee, hierdie dapper hart van Jesus sê, kom ons sing 'n lied. Kom ons sing lofprysing. Amen. Toe Paulus en Silas daar in die tronk is, die Bybel sê middernag het hulle begin om lofliedere te sing. En terwyl hulle besig was om te sing, dink ek die Here het van sy troon af opgestaan en hy het so 'n bietjie begin Zabula daar op sy troon en hy het so 'n bietjie begin dans en toe hy dans, toe gaan die wat noem hierdie goed, die boeye val af, die tronkdeure gaan oop. Halleluja, hoekom? Want God is in ons lofsange. Hy woon in jou lofsange, hy woon in jou lofprysinge. Kan ons 'n bietjie amen sê maar? Ja, ons moet weer leer om amen te sê. Amen. Onze Jesus is 'n man bo manne. Hy is 'n God bo kan die gode. Dankie, Here. Profeet Jesaja sê met wie sal ons u vergelyk onder die gode? Dan sê ek vanmôre daar's niemand. Ja. Jesus het nie flou geval in 'n krisisuur nie. Maar hy verhef sy stem met 'n lof. Wat is daai koortjie wat ons sing? Lofsang. Lofsang aan koning Jesus. As dit nie tyd dat jy ook 'n bietjie weer begin 'n lofsang sing. Daar te midde van jou stryd en jou probleme, hoe meer jy God prys, God woon in jou lofprysing. Hoe meer gaan hy vir jou pad oopmaak, hoe meer gaan hy vir jou deure oopmaak, hoe meer gaan hy jou gebed antwoord, as jy sy lofprysing nie minag nie. Bring jou lofprysing uit jou hart uit, maar jy moet lus wees om dit te doen. Ja, ja. Amen. Ja. Dit was nie gebruik by Paasfees om te sing. Vanaf Psalm 113 tot 118 is 'n lofprysings psalms. Hy sê loof die naam van die Here. Halleluja. Hoor wat sy Psalm 118 vers 27.
Die Here is God. En hy het vir ons lig gegee. Bind die feesoffer met toue tot by die horings van die altaar. Dan sê hy, U is my God en ek wil U loof. O my God, ek wil U verhoog. Watter God verhoog jy vandag? Watter God prys jy vandag? Amen. Jy wil altyd sê, ja, die God van daarbo. Maar jou aardse maniere wys jy die nie daai hemelse God nie. Jou aardse woorde sê, hoor jy is ver weg van daai God af. Daarom sê die profeet Jesaja, hy sê, skeur julle harte en nie julle klere. Amen. Loof die Here want hy is goed. Sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Nou wat preek ek vanmôre? Ek preek net vir U Jesus. Net Jesus. Jesus. Die soetste naam in engelekring. Amen. Net Jesus, halleluja. Jesus het niks ongedaan gelaat. Net soos hy toe in die doopwater gegaan het met hierdie woorde, so pas dit ons om alle geregtigheid te vervul. Lyk dit of hy dieselfde gesê het by hierdie tafel. Ons moet alles klaarmaak. Daar mag niks agtergeweë laat nie. Alles moet reg wees. Kom ek gebruik my woorde. Alles moet reg wees vir my verhoor. Alles moet reg wees vir my kruisiging. Alles moet reg wees vir Golgotha. Halleluja. Sy hele lewe was om die wil van God te doen. My ma het baie keer 'n lied gesing. My harde wil is eindelik gebroken. Heer, U alleen wil ek nou dien. Dit is my gebed hier uitgesproke. Heer, laat U wil in my geskied. Dan sê die koorgedeelte, o wil van God, trek my steeds nader, tot ek myself verloor in U. U het vanmôre 'n kans om Uself te verloor in Christus Jesus. O, halleluja. Baie keer verloor ons in ons sorge en ons pyne. Ou Willie was baie siek vir 'n lang tyd. Ek dink hy het gevoel, Here, wanneer gaan daar iets moois gebeur? En dan verloor hy homself in sy omstandighede. Maar het nie daar gebly, want hy het opgekyk. Hy het geweet daar's 'n groot genees, Here, soos elkeen van ons hier sit vanmôre, in ons huise en ons families, ons kan opkyk en weet, Here, U is besig met my. U weet van my, U ken my, U dra my, U koester my. Dankie, Here. Hy sê, bind die feesoffer met toue tot by die horings van die altaar. Nie my wil, maar U wil geskied. Wat 'n offer was dit nie gewees aan die kruising van Golgotha. Skep moed, my broeder en suster. Die water is koud. Amen. Die rivier is diep. Maar die Here is groot. Dankie. Halleluja. Amen. Die Here is groot. Is hy groot vir u? Kom ons waai net so 'n bietjie met die hande. Here, dankie dat jy groot is. Amen. Dankie dat jy goed is. Dankie dat jy God is. In die week het ons bietjie 'n probleem en dit was hier by Woensdag en ek kry 'n oproep. En die persoon sê ek is op pad na jou toe. En ek sê vir Paul, hy sê pa het al net gesê die Here moet ons help. En toe antwoord die Here. So op die tyd wat jy roep, antwoord die Here. Hy sê vir my nou die dag terwyl ons ry, hy sê pa, ek weet nie wat doen mense Jesus nie. Baie praat van Here, baie praat van God. Hy sê maar as ek praat met Jesus, dan praat ek met hom as my liewe Jesus. Ek sê vir hom, my seun, as jy praat van liewe Jesus, praat dit van die diepte van jou liefde vir God. Dit praat van jou nabye, dit praat van jou vashou, dit praat van jou kern, dit praat van dat Jesus jou vashou, jy behoort aan hom. Daarom ek weet nie wat noem jy hom nie, maar gee hom enige liefdesname. Hy is dit werd
Hy is die moeite werd vanmôre om gedien te word, om vasgehou te word, om saam met hom te loop, of jy vir hom sy liewe Jesus, of jy vir hom sy almagtige God, en of jy vir hom sy meester, redder, heiland, verlosser, dit maak nie saak nie. Alles is in hom te kry. Amen. Amen. As 'n lied wat my moeder ook gesing het. Vriende en almal, probeer uit te vind. Wat soek die harte met sondige punt. Dan sê ek het die soete geheim hier by my. Al wat ek soek is in Jesus. Ja. Nou al wat jy vanmôre soek, dit is in Jesus. Dankie, Vader. Geen ander plek. Ek dink die Here sê vir jou vanmôre, hou op hardloop na die mense arm toe. Hardloop na my toe. Dankie. Kom na my toe. My juk is sag en my las is lig. Ek sal jou dra. Dis wat God vanmôre sê. Hou op om te hardloop na hiernawaarts en derwaarts. Hardloop na my toe. Ek is die lewende. Amen. Skep met my broeder en suster. Bring jou silwer trompet te voorskyn. Laat jou lippe hierdie pragtige musiek voortbring. Wanneer die voete deur die doodsjordaan raak of daar gaan, sê Dawid, al gaan ek deur 'n dal van doodskade weer, ek sal geen onheil vrees. Want U stok, U staf, U vertroos. Jesus begin om die lofsang te sing. Hoe verenig hy die disippels? Toe is die verdeeldheid weg. Toe is die twis weg, toe is die skinder weg, toe is die hart weg, toe is die beklei weg. Ja. Maar ons lofsang sing, verenig dit ons in Christus Jesus. Dankie, Here. En dit is wat die Here vanmôre wil hê. Los hierdie aardse dinge. Amen. Raak gefokus op dit wat hier aan die kant die wolk is. Israeliete het nie alleen 'n lofsang gesing. Weet jy hoe baie keer was die Israeliete in oorlog betrokke? Dan God vir hulle gesê, begin om te sing. En terwyl hulle sing, dan het die Here die oorwinning gegee. Dan het die Here bande gebreek. Dan die Here deurgebreek vir sy volk. Amen. Ek weet dit is nie altyd maklik nie, ons is mense. Maar ons het 'n hoëpriester wat ook mens geword. Amen. Wat ook hierdie pyne deurgegaan. Vanmôre sit hy aan die regterhand van die Vader. Dankie, Here. En hy tree in vir elkeen van ons, Dankie, Vader. vir ons behoefte, Amen. vir ons krisis, vir dit wat ons nie weet wat te kan doen. Amen. Dis hoekom ek sê nou die dag, ek dank die Here vir die ouens wat gedoop word. Maar is tyd dat we begin groei in die Here. Amen. Ons moet kan hoor hulle getuig in die kerk. Ons moet kan hoor wat doen hulle vir God. Daar moet 'n groeiproses wees. Dis nie net doop deur doopwaters gaan nie. Hulle moet begin om die pad van God te loop. Hierdie Bybelboek moet gelees word, hy moet gelewe word. En dan gaan jy weet, het die Here vir jou iets in stoor vorentoe of wat gaan gebeur. Maar jy is sy kind, dis reg. Jy het gedoen wat God sê, maar nou moet daar 'n groeiproses plaasvind. Daar moet 'n disipelskap pad plaasvind. Daar moet 'n lofsang gesing word. Here, U is my God. U is my herder. Kom ons staan op die voet. Here, ons prys U vanmôre. Amen. Ons aanbid U. Ons loof. Lofsang aan Koning Jesus. Toe die Israeliete deur die Rooi See gaan, Here, toe sing hulle hierdie lied. Die Here is my krag en my psalm. Amen. Halleluja. Dankie, U is vanmôre ons krag. U is ons lewe. U is ons alles. Mag ons vanmôre U naam prys onder die nasies, Ja. op die berge, Amen. in omstandighede. Mag ons die naam van die Here oplig vanmôre tot in alle ewigheid. Dankie, Here. In Jesus naam.